Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 2. Vul my met u liefde. Ek wil hierdie sessie begin met 'n vraag. Hoe gaan dit met jou liefdeslewe? Nou, ek kan myself nou net indink, hoe sommige van julle met vrae in julle oë sit. Liefdeslewe? Watter liefdeslewe? Ek wens ek het 'n liefdeslewe gehad. Maar regtig nou, hoe gaan dit met jou liefdeslewe? 1 Korintiërs 13 sê vir ons, dat as ons allerhande wonderlike gawes het, as ons opofferend leef, die Here dien met ons lewens, vol kennis en geloof is, maar ons het nie liefde nie, dan word al daardie dinge tot niet gemaak. Dit beteken niks. In sommige gevalle is dit selfs minder as niks werd. Dit kan baie geraas maak, maar dit het geen ewigheidswaarde as dit nie in liefde gedoen word nie. Wanneer ons gawes nie in liefde gebruik nie, dan laat dit ons onvrugbaar. Liefde is die kernsaak waarvan die skrif hier praat. God se woord sê dat ons liefde moet najaag. Ons lees dit in 1 Korintiërs 14 vers 1, net na daardie bekende hoofstuk van 1 Korintiërs 13, jaag die liefde na. Dit beteken ons moet doelbewus leer om lief te hê. 'n beginpunt is om eenvoudig daaroor te bid. Here, vul my met u liefde. Ek het meer liefde nodig. Meer liefde vir u, meer liefde vir ander. Kolossense 3 sê vir ons dat ons liefde moet aantrek. Ons moet ons met liefde beklee. Ons trek elke oggend klere aan. Toe jy vanoggend aangetrek het jy liefde aangetrek? 1 Petrus 4 sê vir ons om vurig in liefde te wees. Nie halfhartig nie, maar vurig. Dan is daar 'n hele paar verse wat vir ons sê dat ons moet toeneem en oorvloedig wees in liefde. Ons moenie stagneer in ons liefdeslewensstyl vir God en ander mense nie. Ons moenie tevrede wees om net te bly waar ons tans is in ons liefdeslewensstyl nie. Paulus sê in Filippense 1 vers 9, ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. En in 1 Tessalonisense 3 vers 12 lees ons, mag die Here julle liefde vir mekaar laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. Toenemende liefde, oorvloedige liefde, dis 'n deurlopende tema, veral in die Nuwe Testament. Soos Paulus in 2 Tessalonisense 1 vers 3 sê, soos dit gepas is, moet ons God altyd oor julle dank, broers, omdat julle geloof uitermate groei en een en almal se liefde vir mekaar toeneem. So laat ek weer vra, hoe gaan dit met jou liefdeslewe? Het jy vandag meer lief as 'n jaar gelede? Het ek? Vermeerder my liefde? Groei ek in liefde? Word my liefde oorvloedig? Wanneer ek daaraan dink, sien ek in my geestesoog 'n rivier in vloed wat sy walle oorstroom. Dit bly nie binne sy nou grense nie, maar dit loop oor. Dis natuurlik nie altyd 'n goeie ding as dit by water kom nie, maar wonderlik wanneer dit by liefde kom. Is my liefde oorvloedig? Loop dit oor? Neem dit toe? Toe Jesus gevra is, watter gebod die grootste is. Daar's honderde gebooie in die Ou Testament, maar hulle het hom gevra om een uit te kies. Wat het hy gesê? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. As dit die 2 grootste gebooie is, en dit is, want Jesus het gesê dit is, en albei het met liefde te doen, wat sou die grootste sonde wees, dink jy? Sou dit nie wees om God of ander minder lief te hê as wat ons behoort te hê nie? Dus, om tekort te skiet in liefde, om nie in liefde toe te neem nie, om nie oorvloedig te wees in liefde nie,
om suinig of berekenend te wees met ons liefde, is nie net iets waaroor ons moet dink of waarin ons moet werk nie. Dit is belangrik. Liefde is belangrik vir God, want God is liefde en elkeen wat in God is, het liefde. Lees 1 Johannes en omkring net al die verwysings na liefde. God se liefde vir ons, Christus se liefde vir ons, God se liefde vir Christus, ons liefde vir mekaar, dis oral. Dis 'n integrale deel van die evangelie. Trouwens, Romeine 13 sê, dat die een wat 'n ander liefhet, die wet vervul het. Daar is soveel wette in die skrif, maar as jy dit tot sy kern afbreek, waarop kom dit neer? Liefde. Jy vervul die wet, want liefde is die vervulling van die wet, sê Romeine 13. Nou hier is die probleem. Ons is almal wetsverbrekers. Ons kan nie vir God of vir ander lief hê, soos ons veronderstel is om te doen nie. Die feit is, ons het onsself eerste en die meeste lief. Jesus het gesê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Nou jy sê dalk, maar ek het nie eens myself lief nie. Ek het 'n baie swak selfbeeld. Selfs lae selfagting is op 'n manier 'n teken van selfliefde, want ons gee om oor wat ander van ons dink. Nee? Ja, ons gee om. Die waarheid is, ons het onsself lief, maar ons natuurlike liefde vir God en vir ander is swak, voorwaardelik, wispelturig en onvoldoende. Ons sien dat die grootste gebod is om God lief te hê, en die tweede grootste gebod is om ander lief te hê. Maar dan besef ons dat ons dit nie reg kry nie. Ons is wetsverbrekers. Dit bring ons tot die besef dat God die enigste bron van ware liefde is. Ons kan nie lief hê sonder hom nie, sonder sy hulp nie. Jy kan nie vir God lief hê nie. Jy kan nie jou maat lief hê nie. Jy kan nie jou kinders, jou vriende of selfs jou vyande lief hê sonder dat die liefde van God jou vul en deur jou vloei nie. Ons liefde het grense, dit het beperkings, tot hiertoe en nie verder nie. Maar God se liefde is eindeloos, dit ken geen perke nie. Ons liefde is berekenend, God se liefde is vrygewig, oorvloedig en bo die menslike logika. Ons liefde is voorwaardelik, dit word beïnvloed deur hoe ander daarop reageer. Wanneer mense trou, sê hulle, ek doen, ek sal. Maar dan, 10 minute, of 10 weke, 10 maande, selfs 10 jaar later, dink hulle, nee, ek doen nie meer nie. Ek het hierdie persoon nie meer lief nie. Waarom? Omdat hulle my nie meer lief het soos vroeër nie, of my nie meer behandel soos vroeër nie. Dis voorwaardelike liefde. Maar God se liefde word nie beïnvloed deur hoe dit ontvang word nie. Dit is gegrond op die feit dat hy liefde is. Dis al wat hy kan doen. Lief hê. Dit is sy karakter. Ons wil net hê. Ons word as nemers gebore. Ons wil die beste hê, die meeste hê, eerste wees. Maar God is die uiteindelike gewer. Hy gee altyd wat hy weet die beste vir ons is. Ons is selfbehep, ons is selfsugtig, maar God dra ons laste, asof dit sy eie is. Hy is liefde. Ons natuurlike geleenthede en gehegthede is gerig op die dinge van hierdie sigbare, tydelike en verbygaande wêreld. Ons het hierdie wêreld lief. Ons wil wortels skiet hier. Ons wil dit besit. Ons wil deel wees daarvan. Ons wil deur die wêreld aanvaar word. Dis waarheen ons harte en begeertes neig. Maar God roep ons om ons liefde te rig op dinge wat bo is, op Christus, op sy koninkryk, op die onsigbare ewige wêreld. Sien jy hoe verskil God se liefde van ons manier van lief hê? Jesus sê in Johannes 15 vers 9,
Soos die Vader my lief gehad het ek julle ook lief gehad. Bly in my liefde. Hy offer sy liefde aan ons. Jesus sê, God het my met hierdie ongelooflike liefde lief gehad. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees het mekaar van ewigheid af lief. Diep, opreg, suiwer. Dis 'n onbeskryflike liefde. Jesus sê, die Vader het my lief. Met daardie selfde liefde het ek vir julle lief. Wat moet ons doen? Ons moet daardie liefde leef. Om te swem in die poel van God se liefde. Om ons wortels diep te plant in die grond van die liefde van God, wat ons deur Jesus Christus ontvang het. En soos ons in daardie liefde leef, kan ons God en ander mense lief hê, met die liefde wat ons van hom ontvang het, deur Jesus Christus. Hy stort sy liefde in ons lewens, sodat ons kanale kan wees waardeur hy ander kan lief hê. Hy wil ander mense deur jou lief hê. Hy wil jou man deur jou lief hê. Hy wil jou kinders deur jou lief hê. Hy wil jou huismaat, jou suster, jou baas, jou werknemers, jou medestudente, hy wil almal deur jou lief hê. Dit is nie jou liefde waarop jy staat maak nie. Dis nie my liefde nie, dit hou nie lank nie. Dit is God se liefde. Ons kan lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. Die maatstaf van Christus se liefde, hoeveel hy ons lief het, moet die maatstaf van ons liefde word. Daarom moet ons altyd toeneem en oorvloedig wees in liefde, want ons ontvang voortdurend meer en meer van God se wonderlike, standvastige ewige liefde. Hy wil hê dat daardie liefde altyd in ons en deur ons moet toeneem. God se liefde vir ons en ons liefde vir hom behoort die kragtigste en suiwerste motivering te wees om ander te dien. Ons kan baie dinge doen in die Christelike lewe en die bediening, maar soos daardie ouer evangelis gesê het, ek het al hierdie dinge gedoen, maar ek wens ek het dit meer deur die krag van liefde gedoen. Ek hou baie van die lied The Mission, wat Steve Green geskryf het. Daar is 'n paar lyne daarin wat ek dink baie belangrik is. The love of the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Het jy dit gehoor? Om hom lief te hê, is die hartklop van ons missie. Dis die belangrikste gebod, om hom met ons hele hart, siel, verstand en krag lief te hê. God se liefde vir ons en ons liefde vir hom is die fontein waaruit ons diens oorloop. Sien jy? Dit is die liefde van God wat ons krag gee en ons aan die gang hou wanneer ons moeg word in die wedloop. As liefde nie die dryfkrag agter jou werk, jou diens, jou bediening en jou verhoudings is nie, dan gaan jy op niks anders as uitputting, plig en gewoonte funksioneer nie. Jy gaan nie jou kinders kan lief hê wanneer jy uitgeput is en hulle knorrig is nie. Jy gaan nie jou man kan lief hê wanneer hy nie aan jou verwagtinge voldoen nie. Jy gaan nie jou baas kan lief hê wanneer hy nie sy beloftes nakom nie. Tensy jy daagliks gevoed word deur die liefde van Christus en in sy liefde bly. God se liefde word altyd in gee uitgedruk. Dis 'n belangrike kenmerk van ware liefde. God het die wêreld so lief gehad dat hy gegee het. Johannes 3 vers 16. In 2 Korintiërs 8 lees ons dat as ons gee, dit 'n bewys is van die opregtheid van ons liefde. As jy sê jy het iemand lief, maar jy is nie bereid om vir hulle te gee of op te offer nie, dan is dit nie ware liefde nie. Hoeveel ons lief het, kan gesien word in hoeveel ons bereid is om te gee. Die gewilligheid om afstand te doen van dit wat vir ons kosbaar is, ter wille van diegene wat ons sê ons lief het. Dis die bewys van opregte liefde. Wat ons gee kan geld wees,
Vrygewige gee is 'n uiting van liefde, maar dit kan ook tyd wees. Soms is dit makliker om 'n cheque uit te skryf as om werklik tyd te gee om iemand in nood te help. Dit kan wees om gasvry te wees. Ek dink aan een van my vriendinne wat 5 kinders op hoërskool het. Hulle lewe is baie besig, maar hulle maak altyd hulle huis oop vir ander, om maaltye, kos, gemeenskap, tyd en selfs hulle beddens met ander te deel. Sy raak nie gespanne daaroor as daar 'n klomp mense in haar huis is, of as iemand te gemors maak of oor die ongemak daarvan nie. Dit verg moeite, tyd en harde werk, maar sy is vrygewig in haar gee. Sy is 'n liefdevolle vrou. Haar gesin is 'n liefdevolle gesin, en hulle wys dit deur hulle gasvryheid. Soms beteken gee om net ons privaatheid prys te gee, veral vir mense wat enkellopend is, wat daarvan hou om 'n rustige lewe te hê, of wat meer introvert is. Dit verg liefde om mense in ons ruimte toe te laat. Dit verg moeite. Ons natuurlike instink is om vas te klou in ons privaatheid, ons goed, ons gerief, ons tyd, onsself. Ons wil ons wêreld toemaak. Tensy jy natuurlik een van daardie uitbundige ekstroverte is, ek is beslis nie. Ek sou veel eerder tuis sit met my boeke, in my studeerkamer, in my stil beskermende wêreld, besig wees op my eie, in my eie ruimte. Maar liefde roep ons om 'n oop hart te hê, om vrygewig te wees, nie gierig nie, om uit te reik en ander in te sluit, om na die kinders om te sien, om vir die ouer mense te sorg, om nie verby mense te loop asof hulle onsigbaar is nie. Wanneer ons by 'n restaurant gaan eet, vra die kelners, wat is jou naam? Ons moet belangstelling in ander wys. Ons moet ons harte oopmaak. Ons moet nie net blindelings by mense verbyloop nie. Ons moet ruimte in ons harte maak vir ander. Soos ons gevul word met sy liefde, gaan dit maak dat ons leeg raak van onsself. Dit beteken, daar gaan nie plek wees vir selfsugtige ambisie of selfbeskerming nie. Ons sal ander kan lief hê, soos ons onsself lief het. En dit beteken, soos Jesus gesê het, doen aan ander, soos julle wil hê, dat hulle aan julle moet doen. Wanneer jy daardie kommentaar op Facebook, of op iemand se blog wil plaas, vra jouself, sou ek geseënd of bemoedig voel as iemand hierdie opmerking oor my, op my Facebook bladsy sou plaas? Dit bly my verstom, hoe sommige mense voel, hulle het die vryheid om ander af te kraak, negatiewe aannames te maak, en slegte gevolgtrekkings te maak. En ek praat hier van Christene. Hulle aanvaar die slegste eerder as die beste van mense. Ek dink hulle glo, dat as hulle dit op 'n sleutelbord intik, is dit reg, dat dit nie liefdeloos is nie, maar dit is nie reg nie. As dit nie iets is wat jy wou hê, mense oor jou moet sê nie, as dit nie opbouend is nie, as dit nie bemoedigend is nie, moenie dit sê nie. As dit oor dwaalleer gaan, is dit een ding, maar as jy net nie saamstem nie, of dit nie verstaan nie, of dinge anders sien, dan moet ons God vra om ons tonge en ons harte te betuil, en ons met sy liefde te vul, sodat die manier waarop ons ander hanteer, werklik liefdevol is. Om ander lief te hê, beteken om hulle behoeftes en voorkeure bo ons eie te stel, om soms ons eie voorkeur op sy te skuif. Dit stel verhoudings hoër as wat ons eie sin kry. Nou hierdie liefde raak baie prakties. Ons lees in 1 Johannes 3, as iemand aardse besittings het, en hy sien sy broer het 'n behoefte, maar hy sluit sy hart vir hom, hoe kan die liefde van God in hom wees? Met ander woorde, jy sien iemand het 'n behoefte. Moenie net daar staan nie, moenie net hulle naam op 'n gebedslys sit nie, moenie jou hart sluit nie, doen iets om die behoefte te help verlig. Nancy vertel 'n storie waar sy by 'n kosmetiese winkel was, omdat sy iets van die skoonheidsafdeling nodig gehad het. Dit was haar eerste keer in die winkel, en daar was 'n vriendelike dame wat haar gehelp het, om net te kry wat sy gesoek het. En toe het hulle begin gesels.
Sy het intentioneel tyd gemaak vir die vrou. Nie haastig haar produk gegryp sodat sy haar volgende draai kon kry nie. Sy het stil gestaan. Sy het geluister. So het dit in die gesprek na vore gekom dat die dame, min of meer in haar 50's, 8 kinders het. Die meeste daarvan is aangeneem, spesiale behoefte kinders. Verskeie van hulle woon steeds in haar huis. Met dit in ag geneem deel die dame dat haar man, 'n rukkie gelede, net daar buite die kruideniersware winkel, skielik dood neergeslaan het. Sy is nou maar onlangs 'n weduwee, en sy is die enigste versorger vir haar gesin, en dan werk sy daar in die skoonheidsafdeling. Hulle het gesels. Sy is 'n gelowige vrou, sy vertrou op Christus, maar sy gaan deur 'n baie moeilike tyd. Sy het gehuil en Nancy het gehuil, en hulle het gesels en Nancy het haar vasgehou en hulle het saam gebid. Voordat Nancy vertrek het, sy het wel besef dat sy haar waarskynlik nooit weer gaan sien nie, het Nancy haar vir haar adres gevra. Sy het gevoel sy moet vir haar 'n paar hulpbronne stuur wat sy gedink het, sy dalk sou nodig hê en haar kon bemoedig. Toe dink Nancy, liefde in daad en waarheid, steek 'n check in daardie pakkie. Nou dit was nie 'n groot check nie, dit sal nie help om haar vir altyd te laat lewe nie, maar net ietsie kleins om haar hart te bemoedig. Doen iets wanneer jy iemand se behoeftes sien. Nancy voeg by, sy sou graag wil sê dat sy altyd op hierdie manier dink, maar sy doen nie. Ek ook nie. Ons moet die Here vra om ons sensitief te maak vir hoe ons liefde kan uitdruk. Jesus het in die kerk in Efese gesê, ek ken jou dade, jou inspanning en volharding, en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Maar ek het dit teen julle, dat julle die liefde wat julle in die begin gehad het, verlaat het. Hulle was entoesiasties oor die waarheid, hulle was hardwerkend, maar hulle het vurige, sagmoedige liefde vir Jesus en vir ander gemis. Sonder dit maak niks anders veel saak nie. Ek preek vir myself. Andre Marie het gesê, in die Christenlewe is liefde vir Christus alles. En daardie liefde vir Christus is nie net 'n gelukkige gevoel nie. Dis 'n geneigtheid van die hart wat vreugde vind in die nakoming van sy gebooie en die doen van sy wil. En dit is te sien in lewens wat onselfsugtig en selfopofferend is. Dit is om ander lief te hê, soos hy ons lief gehad het. Die Vader, die Seun en die Gees het mekaar vurig lief. Hulle het ons vurig lief. En daardie soort liefde moet 'n ooglopende kenmerk van elke kind van God wees. Wanneer ons op daardie manier liefhet, maak dit ons getuienis vir die wêreld so kragtig. Meer as al ons argumente, ons boeke, ons konferensies, is wanneer hulle ons werklik sien lief hê. In Bybelse tye was daar Romeine, Jode, Grieke en heidene. En hulle het mekaar gehaat. Hulle het altyd gestry om beheer te kry. Daar was geen konsep van selfopoffering nie. En toe kom Jesus, die uiteindelike geliefde, na hierdie aarde. En hy het die Jode lief gehad, die Grieke lief gehad, die mans lief gehad, die vroue lief gehad, die mense met ander velkleur lief gehad, die mense van ander sosio-ekonomiese agtergronde lief gehad. En toe hy na die hemel teruggaan, het hy sy Heilige Gees gestuur om daardie selfde liefde in die harte van sy volgelinge te plaas. Dit was verstommend in die wêreld van die eerste eeu. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. So, in die vroeë kerk het slawe en slawe-eienaars saam na die kerk toe gegaan en hulle het geleer om mekaar lief te hê. Trouwens, die hele sisteem van slawerny is uiteindelik omvergewerp weens die liefde wat God in die harte van gelowiges in daardie vroeë eerste eeu geplaas het. In daardie eerste eeuse kerk was vroue wat as eiendom beskou is, nie veel werd volgens die sekulêre wêreld nie. Ontvang en waardeer.
Hulle het gebid en aanbid saam met die mans. Verskillende etniese groepe het saam vir God aanbid en hom gedien. Dit alles het die evangelie van Christus geloofwaardig gemaak vir daardie antieke Romeinse wêreld. Hoe sou dit in ons wêreld lyk as ons mekaar werklik liefhet? As ons bid, Here, vul my met u liefde. As ons ander se behoeftes en belange bo ons eie stel. As ons deernis en sorg toon aan die wat anders is as ons. As ons vergewe, vrygewig is, die beste van ander aanvaar en ander hoër ag as onsself. Hoe sou dit lyk as ons mense wat van ons verskil ontvang en behandel soos familie, soos kosbare en hooggeagte gaste? Streef na liefde, sê Paulus in 1 Korintiërs 14. Vra God daarvoor. Vra God vir die liefde vir jou maat, vir jou kinders, vir jou vriende, vir jou kollegas, vir jou bure. Vra God vir die soort liefde wat gee en gee en gee om die behoeftes van ander te bevredig, sonder om iets in ruil te verwag. Dit is liefde. En vra dan vir God, soos ek dikwels doen, vir meer liefde vir Jesus. Meer liefde vir God. Ons het baie gesange en koorverse wat ons in die hedendaagse kerk sing, waarin ons vir God vra om 'n groter maat van homself te gee. Ons wil meer van u hê. Ons wil meer van u gees hê. Ek dink nie dis verkeerd om daardie dinge te sing en te bid nie, maar ek hou van hierdie ou lied, wat dit 'n bietjie omdraai en vir God vra om ons liefde vir hom te vermeerder. Dis 'n plek van nederigheid. More love, O Christ, to thee, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. En so, terwyl ons harte in gebed buig, maak dit jou gebed. Vader, my liefde sal altyd swak en onbetroubaar en klein wees, maar u liefde is oneindig. Dit is onfeilbaar, dit is standvastig, dit is groot. Dankie vir die gawe van u Gees, wat u liefde in my hart uitgestort het, en skenk my geloof om daardie liefde te ontvang en daarop te reageer. O Heilige Gees, maak my oë en hart oop, om die Vader se liefde te ken, dit te ontvang, daarin te bly en te volhard. Help my om u lief te hê met my hele hart, my siel, my verstand en krag. En laat u liefde dan deur my vloei na ander. Maak my deernisvol, medelydend en sensitief vir die behoeftes van die rondom my. En o Here Jesus, u wat u liefde vir my afgelê het, vul my met Golgotha liefde, sodat ek gewillig sal wees om myself te gee, om uitgeput te word en my lewe daagliks neer te lê vir u en ander. Vul ons, o Here, met u liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.